Goeiemôre. Jy moet net glo soos 'n kind. Ons almal ken daai opmerking wat daarop dui dat ons moet tog nie te veel vrae vra nie. Maar ek weet ek het kinders. Julle, en as dit kom by geloof, het my kinders my al vrae gevra wat ek as 'n predikant nie geweet het hoe om te antwoord nie. So kinderlike geloof, dis 'n mite. Dis dalk waar vir 'n kort tydjie tussen die ouderdom van 1 en 3 en dan kom die moeilike vrae. Ons baseer daai gedeelte op of die uitdrukking van kinderlike geloof op die gedeelte in die Bybel waar Jesus die kindertjies na hom toe geroep het en dan vir sy volgelinge gesê het: as julle nie weer of as julle nie soos hierdie kinders word nie, sal julle verseker nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar mens moet weer 'n bietjie kyk na die konteks. Jesus roep die kindertjies nie om iets oor geloof te sê nie. Nee, die vraag wat op die tafel was, is wie is die belangrikste? Dit is wat die disippels hom gevra het. En dan roep Jesus die kindertjies nader. So, dit is 'n antwoord op status. Wie is die belangrikste? Hierdie kinders. Is dit omdat die kinders kinderlik glo? Nee, dit het gegaan oor hulle status in die samelewing. In daardie tyd het kinders geen sê, geen invloed, geen mag gehad nie. Hulle het in absolute afhanklikheid van hulle ouers geleef. En dit is hoe God wil hê ons verhouding moet met hom lyk. Dat ons elke dag in afhanklikheid van hom sal leef. Die Bybel maak dit baie duidelik dat een van die lelikste eienskappe wat 'n mens kan hê, is hoogmoed. Hy haat dit. Mense wat dink hulle is beter as iemand anders. Mense wat dink hulle is meer belangrik as die volgende persoon. Die Here wil hê ons moet ons medemens lief hê soos onsself. Ons moet mekaar dien. Niemand is meer gelyk of meer belangrik as die volgende persoon nie. Daarom haat die Here hoogmoed. En hy haat dit veral wanneer ons dink ons kan dinge doen sonder hom. Ek het genoeg geld, ek het genoeg mag, ek is slim genoeg, ek het nie die Here nodig nie. Ek kan my paadjie vir myself krap. Nee. Die Here vra dat jy in afhanklikheid van hom sal leef. Dat jy sal erken dat jy niks sonder hom kan doen nie. En dit is my gebed, my hoop vir vandag, dat jy vanoggend hierdie dag sal aanpak. En vir die Here sê, Here, ek wil hierdie pad saam met U stap. Dat elke besluit, elke ding wat jy doen, jy na die Here toe sal vat en dit vir die Here sal gee. En aan die einde van hierdie dag sal terugkyk en vir die Here sê, dankie Here, dat ek kan weet en kon sien dat ek kon nie hierdie pad sonder U stap vandag nie. Dit is wat dit beteken om in afhanklikheid van die Here te leef. Dit is wat dit beteken om weer soos 'n kindjie te word. Here, ek kan nie, ek wil nie sonder U nie. Kom ons bid saam. Here, maak ons soos kinders. Ja, Here, dat ons ook nie te veel sal bemoei met die moeilike vrae nie. Maar veral, Here, dat ons sal besef hoe onsaglik afhanklik ons van U is, Here, en hoe nodig ons het om U in ons lewens te hê. Help ons daarmee en hou ons nederig, Here. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mooi dag.